Goeiemôre, Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is uit Daniël 10 vers 12. Toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor en om jou woorde ontwil het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van Persië het 21 dae lang teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die koning van Persië. Die boodskapvertaling sê, moenie bang wees nie van die eerste oomblik af dat jy begin bid het, om hierdie dinge te probeer verstaan, Daniël, en in nederigheid voor God gestaan het, is jou gebede al verhoor. Ek is juis hier in antwoord op jou gebed. En die beskermengel van die Persiese ryk het my 21 dae lank gekeer om na jou toe te kom. In ander woorde, hier sien ons daar is regtig gebiedsengele, bose magte, wat in gebiede staan, en ons sal bietjie later daaroor praat ook. Maar toe het Michael, een van die belangrikste leiers van die engele, my kom help. Dit het die engel vir Daniël kom sê. So verstaan iets vanoggend van hoe gebed werk. Van die eerste oomblik af, wat jy in nederigheid, en dit is hoe Daniël gebid het, voor die Here kom staan het, daarvoor daar die deur waar jy klop, waar jy die Here soek, daar die deur wat jy weet net God kan oopmaak, daar sê die woord vir ons, daar die vyand kom staan, om hierdie gebed te keer, die antwoord te keer, wat Daniël moes gehoor het. Nou Daniël was in 21 moeilike dae, deur vas en bid, alreeds in daardie tyd. En hier kan ons aflei, Daniël het geworstel, nie omdat Daniël 'n slegte mens was nie, of omdat hy oop deure gehad het nie, maar omdat daar 'n spesifieke aanval was, wat Satan wou gekeer het, en omdat Daniël met 'n spesifieke gebed besig was, het hierdie bose mag die engel gekeer om die antwoord te bring. En ons kan aflei dat hierdie 'n geveg was in die hemelse realm, en daardie geveg wat in die hele hemelse realm was wat Daniël ook ervaar het, terwyl hy in hierdie vas en hierdie bid was, gefokus om hierdie antwoord te kry vir sy volk. Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. En hierdie aanval het 3 weke lank die antwoord verhinder wat Daniël moes ervaar. En hierdie vyand, die bose mag, sou hom graag om die lewe wou bring. Maar so laat die Here nie net toe om met goed te gebeur wat sy kinders is, wat nie in sy wil en in sy plan is nie. Hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. So terwyl Daniël in hierdie geveg was, terwyl jy in hierdie geveg is, op aarde, pleit by God vir 'n gebed wat verhoor moet word, kan daar baie versoekinge na jou toe kom, wat jou eintlik ontmoedig, sodat jy nie sal aanhou bid en jou fokus sal begin skuif van wat regtig die antwoord gaan wees. Maar hy sê hier, hy sal die uitkoms stuur, en so besef ek en jy nie in die geestesrealm wat aangaan, hoe God daar die engel stuur, in opdrag wat hy aangaande ons sien nie, daar die engele wat jou moet dra, sodat jou voet teen geen klip sal stamp nie. Hierdie is God se woord, sodat wanneer jy vandag vrese begin ervaar,
en jy verstaan nie waar is die antwoord waarvoor jy so pleit, en dit voel vir jou asof jou gebede al hoe meer begin ophoop in jou binnekamer, dan moet jy besef, uit daardie gebede uit wat ophoop, gaan daar not quickly but suddenly 'n antwoord kom, wat regtig soos 'n vloed sal wees, jou lewe sal oorstroom, en wat dit droog is, daar sal jy sien, dat daar nuwe nuutheid uitspruit, en dit is reeds besig om te gebeur. God antwoord gebed. Weet net, jy is 'n bedreiging vir die vyand, waar hy jou sien bid in jou binnekamer, en hy sien dat jy God se wapenrusting dra, dat jy ook sal weet, wanneer daardie aanval kom, dit is nie jou stryd nie. Daardie stryd is reeds deur Jesus oorwin. Jou stryd is om aan te hou en uit te hou en in geloof te bly staan. Dit is wat jou stryd is. Behou geloof. Jesus, baie dankie dat ons vanoggend u bloed kan inneem, kan drink. Here, dat dit ons dors les. Here, daar waar ons so baie keer voel, ons is moeg en moedeloos gebid, en ons verstaan nie dat die antwoorde kom nie. As ons hierdie beker van die bloed van danksegging neem vanoggend, Here, dan sê ons vir u dankie, dat u besig is om vir ons gevegte uit te sort, met engele wat u opdragte aangegee het. Dankie, Here, dat ons weet, niks en niemand kan daardie gebedsbeantwoording keer nie. Here, op die regte tyd, u tyd, Here, sal dit deurkom, en sal u ons verhoor. Dankie ook, Jesus, vir u liggaam, wat ons vanoggend kan inneem. Here, dat ons ook weet, geen siekte, geen krankheid, niks, Here, is vir u te groot om te genees nie. En ons gee oor aan u. Dankie, Jesus, dat u die antwoord stuur. Amen.